Ons het 'n boodskap gekry van Kalien af. Dit is nogals 'n roerende boodskap. Sy het gesê, ek wil graag namens Marinda wat saam met my werk, haar stilletjies inskryf vir die geleentheid om moontlik gehoorstukkies te kan kry. Nou Kalien het hierdie e-pos vir ons gestuur, en deel van hierdie e-pos wat sy dit was 'n inskrywing wat sy namens haar kollega en vriendin Marinda gestuur het om 'n gehoorapparaat te wen, maar toe het Marinda nou nie gewen nie. Toe stuur Kalien weer vir ons 'n e-pos met 'n hulpkreet om te help. 'n Roerende brief daarbey. En sy sê Marinda is tans 'n ontvangsdame. Sy beskryf haar as 'n steunpilaar om altyd haar werk as ons hoofmeisie so goed as moontlik te doen. En sy is altyd daar om almal tevrede te stel. Maar haar gehoor is krities in haar rol as 'n ontvangsdame. En aangesien sy ook die enigste persoon is wat met SARS kommunikeer, en ons almal weet hoe belangrik dit is, al daai navrae hanteer, die oproepe, die kommunikasie in die kantoor, is dit belangrik dat sy kan hoor. Nou, so 10 jaar gelede het Marinda begin gehoorverlies kry, veral in die een oor. En dis nou ernstiger vanaf so 2 jaar gelede af. Sy was al in die verlede by 2 plekke om uit te vind wat haar diagnose. En sy is toe nou gediagnoseer met tinnitus. En daar is vir haar gesê, gehoorapparate is haar enigste oplossing. Maar ons almal weet hoe duur is dit. So 2 jaar terug was die gehoorstukke al geprys teen R8.000 een. En jy het 2 nodig. En weens finansies kon sy toe nou nie verder met die oplossing vorder nie. Saam met ons Kalien en Marinda. Hallo julle twee. Môre Tanya, lekker weer te wees. Lieflik om julle hier te hê met daai pragtige glimlagte van julle. Dis presies wat ons tweeetjies nou kort hierdie tyd van die oggend hoor. Absoluut. Nee, So, ek is bly. Kalien, kom ons begin gou by jou. Jy het vir ons 'n e-pos gestuur. Toe jy vir Marinda ingeskryf het vir 'n kompetisie, het jy vir ons 'n hele verhaal vertel van hierdie ongelooflike dame. En julle het nou julle is werkskennisse, julle werk nou al 'n geruime tydjie saam. En jy het nogals baie detail in hierdie brief gesit, maar hoekom het jy gevoel dit is nodig om al hierdie goedjies vir ons by te sit en in te sluit in hierdie inskrywing, half wat jy gestuur het vir die gehoorstukkies die eerste keer? Weet jy, dit kom maar daarvan dat dis soos ek daar gesê het, ons moes oor 'n temaatjie praat by die werk of wat ook al, en Marinda het haar as dankbaarheid gekies. So Dit is nou 6 jaar terug, nê? Nee? dis 6 jaar terug omtrent. En alles daarin was dankie vir hierdie en dankie vir my lewe en my kinders en wat ook al op my pad gekom het, ten spyte van die feit dat daar soveel dinge nie altyd reg op haar pad gekom het nie. En dit was vir my besonder om nog, en jy sien dit na lewe ook, jy hoor nie van ek kry swaar of dalk is dit nou vandag vir my moeilik of ek sukkel met dit of dat nie. Dis net altyd regtig dankbaarheid. Dit is so. Nou, Marinda, ons weet jy hou nie van die spotlight op jou nie. Nee, Ek kan sommer sien hoe sy hierso sit en dink asseblief moenie, Nou te laat. Maar Ja. ek dink dit is juist nou iets wat boekdele spreek oor die mens wat jy is, en ek het deur jou brief gelees wat Marinda, wat Kalien aangeheg het, wat jy 6 jaar terug geskryf het, of nie die brief nie, die stuk wat jy geskryf het oor absolute dankbaarheid van soveel teëspoed wat in jou lewe, soveel uitdagings eerder wat in jou lewe opgekom het, en jy het elke keer gekies om dit na dankbaarheid te verwys, en dankbaar vir jou ouers wat op 'n vroeë ouderdom oorlede is. Ek dink toe jy in graad 1 was of 6 was, nê. Dankbaar vir mense wat jy toe ingeneem het, dankbaar al was dit nie aldag maklik nie, dankbaar vir jou man wat jy ontmoet het wat kort na jou troudag oorlede is, en dankbaar vir jou dogter en nou jou kleinkinders. Ja. Nou my vraag aan jou is, en hoe bly mens te midde van moeilike tye en hartseer dankbaar? Jong Tanya, dis nie altyd maklik nie, maar ek dink omdat ek vroeg in my lewe Dis okay. alleen, Ons het jy issues. weet, net geleef het vir my kind. En my kind was my hele lewe. En sy is vandag nog steeds my hele lewe. So, mens word sterk daardeur. En jy groei verskriklik. Baie dae dan weet jy nie hoe kom jy bo uit nie. Maar jy moet, want jy het 'n kind. Jy is alleen in die lewe. Maar jy het 'n kind vir wie jy moet veg. En soos ek sê, dit het vir my so naby aan die Here gebring, want ek het in 'n Christelike huis groot geword. En ek het my pad net met die Here gestap. As dit nie vir die Here was nie, weet ek nie waar was ek vandag nie. So dankbaarheid is eintlik natuurlik vir my. Ek sal in enige situasie
al gaan dit swaar, al gaan dit 'n snaakse ding wat gebeur, sal ek altyd die dankbare deel eerste aandink. En dink dit kon nog erger gewees het, maar wees dankbaar, dit het nie gebeur nie. Net hierdie klein stukkie het gebeur. En dis 'n moeilike ding, dankbaarheid, want ons almal gaan deur goeters. Ja. En Marinda, jy het nou deur baie meer goeters gegaan as baie ander mense, maar in daai oomblik is dit altyd ongelooflik moeilik om dankbaar te wees, maar ek dink ons kan baie leer by iemand soos jy. Ek sien Kalien het klaar by jou begin leer oor hierdie dankbaarheid, maar hoekom dink jy is dit so belangrik vir 'n mens om te probeer dankbaar bly en dankbaar wees? Wel, Doopie, as jy nie dankbaar kan wees vir iets nie, die Here is so groot en goed vir ons. Ek weet nie, vir my is dankbaar die grootste woord wat daar is. Jy moet dankbaar wees, jy kan nie net verwag om te ontvang en te ontvang, jy moet ook kan gee, want dis menslik. Jy kan nie net vir jouself wil leef nie. Ek is nie so 'n mens nie. Ek sal myself heel laaste stel en almal tevrede probeer hou, en ek weet nie, ek is net maar altyd 'n dankbare mens van kleintyd af. Jou storie is vir my baie inspirerend, en Kalien het vir ons vertel, vir die laaste 2 jaar is gehoorapparate al jou grootste behoefte. Hoe sal dit jou lewe verander? Geweldig, Tanya, geweldig. Jy weet, ongelukkig uit die aard van die situasie moet ek werk, en my werk vereis geweldig baie telefoniese werk. En dit raak al hoe moeiliker en moeiliker, want ek kan nie regtig so goed hoor nie, nie aldag en heeldag nie. Sekere stemtone is vir my baie makliker as die ander. Maar dis die kern van my werk, en ek moet ongelukkig deur die tipe werk wat ek doen, moet ek die regte antwoorde reg hoor, want dit kan 'n invloed hê. Dis baie spesifiek wat jy doen. Dis spesifiek, ja. Baie spesifiek. So ek kan nie verkeerd hoor nie. En partykeer dan sê ek ekskuus, en dan raak die mense maar ongeduldig. En dit is nie lekker nie. Ek is 'n baie sensitiewe mens. En dit begin my menswees aanraak. Absoluut. Ek het vroeër vrede gemaak, en jy pas aan en jy gaan aan en jy doen dinge, maar dit raak my menswees, en selfs in die openbaar, in gesprekke. Dit voel partykeer vir my asof ek weet nie regtig deel is daarvan nie, want ek kan nie aan mekaar sê ekskuus. Dit is 'n verleentheid. Dit is 'n verleentheid, ja. Kalien, nou Doen. vir jou wat nou saam met Marinda werk, hoe voel dit om 'n vriendin so te sien sukkel? Ja, dis mos maar nie lekker nie, né? So ja, die feit dat ons hier is vir oggend ook, sê ek baie keer vir almal, dit het ook met 'n inspirasie gekom. Ek meen, toe ek vanoggend vir haar sê ons is op pad hiernatoe, ek sê vir haar, dis nie iets wat een van ons twee gedink het ooit op ons pad sal kom nie. Ons hiernatoe gaan kom of iets soos hierdie kan beleef eintlik nie, maar dit het tog met my gepraat toe daai eerste advertensietjie opgekom het oor die ore, toe dink ek dadelik aan Marinda. Ek wil net vinnig nog ietsie sê, Doopie, dit het my so geraak om die hele storie agter die storie te lees, en hoe Kalien toe 6 jaar terug toe Marinda nou vir die werk vertel het van haar dankbaarheid op haar moeilike reis. Toe het sy na die tyd daai brief opgeskeer en weggegooi, en Kalien, het jy dit uit die asblik gaan haal? Hoe het jy dit gekry? Nee, ek het haar gevang, toe sy dit sulke reepies skryf, sê ek, nee, gee daai vir my. En julle dit lank in my kas gelê in so 'n boksietjie. En toe ek haar nou wil inskryf of jy weet, op hierdie pad stap, toe gaan haal ek dit uit en ek plak dit so mooi almekaar, en ja, toe het ek dit nou weer van daar af gevat. Het jy ooit kon dink jou boodskap 6 jaar terug raak jou kollegas so diep? Nee, glad nie. Maar weet jy, dit is wonderlik om te weet dat iewerster dit wat jy gesê het, iemand diep geraak het en 'n betekenis gehad het. Dit maak nie saak wat 'n geval nie. Of hoe dit die persoon geraak het. Hoe dit die persoon, maar dit het hom geraak. Maar jy het 'n impak gemaak in iemand anders se lewe. Ja. So, Kalien, wat is daai impak op jou? Wat beteken daai chomma van jou daar langs jou vir jou? Sy beteken vir my baie. Hierdie tweetjie saam dink ek is stout in 'n kantoor, hoor. Nee, ons kan nie stout Ek wees gaan nie. hom inloer. Sy is getrou, ons is glad nie stout. Nee, ek kom opcheck op julle, maar Sy is hoofmeisie, sy mag nie stout wees nie. Nou wat beteken Nee. daai vriendin vir jou?
weet jy, sy is rarig vir my kosbaar, soos ek sê, baie keer dinge wat sy doen, en sê, en soos ek sê, nie sê nie. Die groter deel lê daarin, dat sy baie dinge nie sê nie, en wat ek baie keer weet. So, die feit dat sy so 'n privaat persoon ook is, en sy sê, sy nie oop is vir enige een nie, so, Hier druk jy haar nou in die kollige. ek het haar nou heeltemal oor haar Net limit. soos jy daar sê. Tipiese vriendinne, jy weet, maak altyd gek van mekaar en jy weet, moet altyd mekaar voor die bus ingooi. Okay, Marinda, so hierdie tinnitus nou, nê? Is dit iets wat stelselmatig jou gehoor verder verswak? Ja, dit doen. Ek was by 'n gehoor plek gewees, seker as 'n hele paar jaar terug. Toe het hulle dit nou maar net gesê die gehoor is sleg. Hulle het dit nie gesê wat dit is nie, maar net gesê dit word slegter. En toe het ek nou gegaan en toe het hulle nou bevestig is tinnitus. So dit word regtig slegter, maar wat baie sleg is van hierdie ene is, ek het nie soveel kennis daarvan nie, maar myne, die een oor maak een geluid en die ander oor maak 'n ander geluid. So, en dis nooit stil nie. Nooit. Ek probeer soft noise. Ek het al baie dingetjies probeer. Dit gaan nie, dis heeltyd. Jy moet hier hoor jy dit en hier hoor jy dit en dan moet jy gesprek ook voer. Dis jou snaaks, jou brein raak dit gewoond. Ja. Maar wanneer dit doodstil is, ek sukkel verskriklik om te slaap. So ek wou nou net sê wanneer jy alleen by die huis is. Alleen en ek bly alleen. So ek moet altyd weet as daar 'n gevaar aankom, so jy moet hoor. Ek is so bang, jy weet iets is naby al en jy hoor nie. Ja, so nie net vir jou persoonlike veiligheid nie, maar ook as mens nou gaan kyk en jou gehoorstukkies nou kry, dan sal dit jou nou help met veiligheid by die huis omdat jy alleen is, maar ook by die werk waar jy baie spesifieke take moet verrig, né? Ja. Maar ons weet nou, die goeders is baie duur. Ja. Om en by R8.000 per gehoorapparaat. Ja, per enetjie. Okay, maar ons gaan gou vinnig na 'n liedjie toe gaan en dan gesels ons weer met hierdie twee boesemvriendinne, Kalien en Marinda, saam met ons op jou mense my mense vir vandag. Net voor die breek het ons bietjie meer gehoor van Marinda se uitdaging met die tinnitus wat besig is om haar gehoor te verswak. En dit is van kardinale belang dat sy moet kan hoor, 1 vir haar eie veiligheid want sy bly op haar eie, en 2 ook om haar werk te doen want sy doen baie spesifieke werk wat noukeurig moet plaasvind, né? Nou Marinda, sou 'n mens sê dat jy weet jy het nou al die gehoorapparate oorweeg, maar finansiëel is dit nie nou iets wat jy net uit jou sak uit die cash kan ruk en gaan koop nie. Nee, verseker nie, Doopie. Ek meen mense gesondheid kom altyd eerste. Maar wel, as jy nie kan nie, dan kan jy nie. Ja, as daar nie geld is vir dit nie, is daar nie geld vir dit nie, ja, né? Daarom pas 'n mens maar aan en jy werk om dit. Maar ja, dit sal nogal dit makliker maak en beter maak, ja. So ek het ook so 'n klein voeltjie hoor fluit. Julle twee is nou kranige Groot FM luisteraars. Ja, So verseker. julle luister na al die chollies wat ons aanvang elke dag in en dag uit. Giggel julle darm so nou en dan. Verseker. Ja. En 'n traan. Ja, meer dit. Meer trane. Meer dit is giggel, hoor? Ja. Nee, maar ek wil nou eintlik hê Marinda, jy moet al my grappies mooi kan hoor. Jy weet, ek sit nie hier vir my eie gesondheid nie. Ek wil hoor sy met die nuus. As jy my mooi help, kan dan hoor. doen ek dit, Doopie. Gelukkig, jy weet, ons het ongelooflike vriende van hierdie program, soos julle nou weet, aangesien julle nou hierdie kranige Groot FM luisteraars is. En een van hulle is saam met ons op die lyn. Dis ons spesiale vriendin Marley Ferreira. Sy's 'n senior audioloog van Kind to Hearing. Marley, goeiemôre. Goeiemôre, môre julle. Goeiemôre. Hoor hierso Marley, nou ons het vir Kalien en dan het ons vir Marinda hierso en Kalien het vir ons hierdie boodskap gestuur, maar jy het 'n bietjie nuus wat jy met die dames wil deel, né? Ja, nee, beslis. Ons het Kalien se boodskap ontvang en ons is baie geëerd om vanoggend vir Marinda op die lig te hê en om met haar te kan gesels en met haar te kan meedeel dat ons hier by Kind to Hearing sal haar baie graag wil help in haar werk en daar waar sy alleen woon ook en ag met die kleinkinders dat sy hulle net beter kan hoor en beter kan kommunikeer. So van ons kant af wil ons haar graag help deur vir haar 'n stel gehoorapparate te gee en seker te maak dat sy weer
kan deel wees van haar omgewing. Ongelooflik. Joe, dis 'n groot wonderwerk en baie dankie weer eens. Dankbaarheid. Jy sien, Baie dankie. sien waar kry daai dankbaarheid jou nou, Marinda? Ja. Nee, een of ander tyd, dan is dit ook jou beurt om bietjie dankbaar te wees vir ietsie wat jy vir jouself doen, of ietsie wat jy kry, nie net vir almal om jou nie, want almal is dankbaar vir jou. Ja, mens kom ons maar altyd laaste in die ry. Ek dink is maar elke mens doen dit, maar jy plaas jouself laaste in die ry, altyd. Hoorie Marley, vir julle daar by Kind to Hearing, baie dankie. Splinter nuwe blink gehoorapparate vir Marinda. Ons is so dankbaar dat ons met julle kan hande vat. Maar Dit is 'n groot plesier, dankie dat ons kan deel wees. Dankie Dis Marley. ons groot Ons chat voorreg. weer, hoor. Lekker dag. En ek het gedog hierdie is vir my, Nee, maar dis nie vir jou nie. ek het 'n jok vertel. Marinda, jy is so 'n ongelooflike vrou vir so baie mense, so ons het ook net vir jou 'n bossie blomme wat ons vir jou wil oorhandig. En dit ruik so lekker soos jy. Dit lyk so lekker soos jy. Toepie, Tanya. Baie dankie. Ons kan regtig nie wag om die terugvoer te kry van al die skindernuus wat jy nou afluister in die kantoor Dis wat nie. ek ook wou sê. Ek wil net sê die blomme is so spesiaal omdat jou dankbaarheidsverhaal ons so geïnspireer het. Ag, Dat ons baie vir jou hierdie blomme wil gee. Baie dankie en dankie vir julle vriendelikheid. Dankie vir die voorreg om hier te kon wees. Dit was werklik 'n voorreg. Baie dankie ook vir Kalien. Wat wondere verrig het om my hier te kry, hoor. Dit is want is glad nie die mens wie ek is nie. Ek dink Dankie, net Kalientjie. Kalientjie was Dis 'n geroer groot deur die Heilige Gees en wanneer die Heilige Gees Ja. praat, dan moet 'n mens Jy moet goed luister. Ja, sy's 'n vriendin 1001, nie 1000 nie. Oh, fantasties. Daai een pas op vir hom. Hoor ek Kalien, dankie dat jy vir ons ook die e-pos gestuur het. Ons waardeer dit en dankie aan ons vriende weer by Kind to Hearing. Dis ons jou mense, my mense vir vandag.